moet nooit dink, omdat jy iets oorwin het in jou jong dae, dat jy nie weer daarteen gaan veg nie. Net omdat Dawid teen Goliat geveg het, het nie beteken dat hy nie later teen Goliat se broer sou veg nie. Partykeer kom daar dieselfde geveg terug, en moet ek partykeer wegvlug daarvoor. Hy sê, vlug vir die begeerlikheid van jou jonkheid. Vlug vir daardie ding wat jy weet, jy nie weerstand teen kan bied nie. Bly weg daarvan af. Ek het een keer gehoor, dat 'n persoon gesê, dat as jy uit 'n agtergrond uitkom van alkoholisme, ry jy nie eers in 'n straat waar daar kroeg is nie. Ons tema is ontdek jou plek. Ek kan nie glo ons jaar is al amper weer verby nie. En vanoggend praat ek met u oor ontdek jou plek in Christus se oorwinning. Dit is baie belangrik as ons kyk na ons geestelike gesag en ons posisie in Christus, dat ons plek in Christus se oorwinning sal ontdek. Dat ons besef dat elke oorwinning wat ons kry is in Christus. Geen oorwinning wat ons ooit behaal is in onsself nie. Geen oorwinning is in ons eie krag nie. Dit is alles net omdat Jesus sê in Johannes 16 vers 33. Kom ons lees dit. Johannes 16:33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Ek is regtig so spyt dat so min van ons mense die tyd gehad het om ons kursus by te woon. What on earth is God doing in my life? Nou, aan die begin van die kursus het ek vir julle gesê dat dit nie op YouTube beskikbaar is nie. Ek het nie gejok nie, ek het gedink dis nie daar nie, ek het dit gaan soek, ek het dit nie gekry nie. Maar van ons flinker dinkers het die reeks wel toe op YouTube gekry, so u kan hom daar gaan kyk. Ek daag jou uit. Gaan kyk hom. Dis 'n baie uitdagende reeks wat ons gedoen het, maar dit verduidelik so mooi, spesifiek na die einde toe, die hele gedagte wat dit beteken om in Christus te wees en om in hom te bly. Nou dis wat Jesus sê. Hy sê, dit sê ek vir julle dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jesus sê, in hierdie wêreld gaan ons verdrukking hê, daar gaan probleme wees. Kom aan, hulle gaan jou trailer se taai se wiele steel. Hulle het myne al 2 keer kom haal. Ek het nie geweet ek het geskenk nie, maar hulle het al 2 keer myne kom haal. Maar meer as dit weet ek volgende, ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Amen. In hierdie lewe gaan ons verdrukking hê, sê die Here, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ek het die wêreld oorwin, sê Jesus. En in sy oorwinning kan ons vrede hê, en in sy oorwinning kan ons oorwinning smaak. 1 Petrus stuk 5 vers 8 sê Petrus die volgende, hy sê, wees nugter en waaksaam. Want julle teestander, die een wat ons moet oorwin, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Nou Jesus kom, hy sê, staan vas, ek het die wêreld oorwin. Nou kom Petrus en hy sê dat ons geloof is dit wat die oorwinning behaal in Christus Jesus. Maar as ek sulke versies lees, dan wil ek altyd weet hoe. Ek vra altyd die vraag, hoe, wat moet ek doen? Ek is 'n praktiese mens, wat moet ek doen? As u vir my volgens sê dat ek moet in die oorwinning van Christus lewe, wat beteken dit? Ek hoop u vra daai vraag. Nou Paulus beantwoord vir ons hierdie vraag in 1 Timoteus hoofstuk 6. Ons gaan volgende 'n paar versies daar gaan ons deurwerk. In 1 Timoteus hoofstuk 6 sê Paulus 5 dinge wat ons moet doen om hierdie oorwinning te beleef en in hierdie oorwinning te kan leef. In die eerste plek sê hy vlug van. Vlug van. In 1 Timoteus 6 vers 11 skryf Paulus aan Timoteus, hy sê, maar jy, man van God. Luister baie mooi. Hy skryf nie vir die wêreld nie. Hy skryf spesifiek hier vir 'n pastoor. Hy skryf vir 'n leier van 'n gemeente, die jong Timoteus. Hy skryf aan hom. Hy kon net wel aan my geskryf het wat die jonkheid aanbetref, jy weet, maar dis net nou 'n grappie tannie. Hy sê, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. Vlug van hierdie dinge weg.
In Genesis 39 vers 12 kry ons so praktiese voorbeeld hiervan, van iemand wat hierdie raad honderde jare voordat Paulus Timoteus gegee het, hierdie raad toegepas het. 'n Jong man wat in 'n vreemde land was, hy was weggevoer daardeur deur sy broers, is Josef natuurlik, weggevoer deur sy broers in 'n vreemde land en waar hy as 'n diensknegt opeindig, en dan doen hy die regte ding, en dan kom Potifar se vrou en sy verlei hom 'n paar keer, en dan sê die Bybel vir ons, hierso in Genesis 39 vers 12, toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my, maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Hy het gevlug van hierdie versoeking af. Jy weet, toe ek dit lees, toe wonder ek, het hy weggevlug van haar af, of het hy weggevlug van die versoeking af? Want daar kom tye in my en jou lewe, wat ek en jy moet wegvlug van die versoeking af, wat ek net weet, in myself is ek nie sterk genoeg om weerstand te bied teen hierdie ding nie, ek moet eenvoudig net wegvlug, en ek het hier in hakkies geskryf, wyse manne vlug. Ons dink baie keer, dan sê ons weer, nee, is lafaards wat vlug. Nee, volgens die woord van die Here, in sekere situasies, is dit die wyse manne wat vlug. Josef was 'n wyse man gewees, so wys dat die Here hom gebruik het om vir die hele bekende wêreld kos te voorsien in 'n tyd van hongersnood. Hierdie wyse man het gevlug van 'n ding wat hy geweet het, hy kan nie self hanteer nie. Geliefdes, daar kom tye wat ek en jy eenvoudig net moet vlug vir sekere dinge in ons lewens. In 2 Timoteus 2 vers 22, hy sê, maar vlug vir die begeerlikheid van jou jonkheid. Dan sê hy, dan jaag na geregtigheid, geloof, liefde, saam met wie die Here uit rein hart aanroep. Maar ek wil hê met jou aandag vestig op die eerste gedeelte. Hy sê, maar vlug vir die begeerlikhede van jou jonkheid. Moet nooit dink, omdat jy iets oorwin het in jou jong dae, dat jy nie weer daarteen gaan veg nie. Net omdat Dawid teen Goliat geveg het, het nie beteken dat hy nie later teen Goliat se broer sou veg nie. Partykeer kom daar dieselfde geveg terug, en moet ek partykeer wegvlug daarvoor. Hy sê, vlug vir die begeerlikheid van jou jonkheid. Vlug vir daardie ding wat jy weet, jy nie weerstand teen kan bied nie. Bly weg daarvan af. Ek het een keer gehoor, dat 'n persoon gesê, dat as jy uit 'n agtergrond uitkom van alkoholisme, ry jy nie eens in 'n straat waar daar 'n kroeg is nie. Want jy weet nie of jy kan weerstand bied nie. Vlug liewer daarvan weg. As jy vanoggend hier sit en jy het vanoggend 'n probleem in 'n sekere area van sonde, vlug weg vir die begeerlikheid daarvan. Moenie eens daar naby kom nie. Probeer dinge vermy wat jou in 'n struik en 'n lokval kan laat val in daardie area. Vlug weg, dis wys. Jy sê lafaard, jy's wys. Hy sê vir ons hierso in 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug vir die hoerery. Vlug vir die hoerery. In 1 Korintiërs 10 vers 14, daarom my geliefdes, vlug vir die afgodsdiens. So Paulus noem 'n klomp goed, jy kan gelees in sy briewe, 'n klomp goed, wat hy ons waarsku, hy sê, vlug weg van hierdie goed af. Vlug weg, jy weet, jy het 'n probleem, jy weet as jy Facebook oopmaak, 3 ure later is jy nog steeds buig daarmee, vlug weg daarvan. Kom, gaan sit buitekant waar jy nie wifi het nie as jy moet. Maar vlug weg vir daardie ding wat jy weet gaan jou tyd roof, dat jy nie tyd met die Here kan spandeer nie, dat jy nie tyd in sy woord kan spandeer nie, dat jy nie geestelik kan groei nie. Kom, vlug daarvan weg. Is nie 'n sonde om weg te hardloop nie. Is 'n wyse man wat vlug vir begeerlikhede wat hy weet hy kan nie in homself oorwin nie. Onthou, ons praat van om ons plek te ontdek in Christus se oorwinning. Hy het hierdie wêreld oorwin, maar daar is sekere dinge waarvan ek moet wegvlug, want ek weet ek het 'n swak plek in hierdie area en ek moet daarvan wegkom. Kom aan, ek gebruik altyd die voorbeeld dat ek sê, weet jy, as jy lief is vir 'n koeksuster, moenie verby 'n bakkery ry nie. Moenie in die Spar ingaan as jy nie moet nie. Verby daardie area van die winkel wat jy weet die sonde lê en loer en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers. Kom aan, vlug weg. Vlug weg daarvoor. Ek het al ouens gehad wat die Here gered het en dan die Here hulle verlos van iets soos rook en goed. En dan gestaan het tussen ouens wat rook en sê, ek weet jy soek moeilikheid. Jy soek moeilikheid. Net in 'n oomblik van swakheid gaan jy toegee hieraan, want jy het nog nie genoeg weerstand opgebou daarteen nie. Vlug weg. Dis nie skande nie, dis 'n wysheid. Maar dan kom hy na die tweede plek toe. Hy sê eers sê hy vlug weg of vlug van, en die tweede een sê hy jaag na. Nou, ons almal jaag iets na. Ons jaag verhoudings na. Ons jaag geld na. Ons jaag vrede na. Die wêreldse vrede.
Ons jag sukses na. Ons jag tegnologie na. As Paulus vir ons hier sê om iets na te jag, is nie vir ons 'n vreemde konsep nie, maar kom ons hoor wat sê hy. In 1 Timoteus 6 vers 11 sê hy, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge af weg. En jaag na die geregtigheid, die godsdienst, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en langmoedigheid. Hy gee vir ons 'n lys hier. Hy sê, weet jy, ek weet in jou wese is die mens geprogrammeer om iets na te jag. Maar jy is besig om verkeerde goed na te jag. Die sukses van jou besigheid is wonderlik, maar dit gaan nie jou siel red op die einde van die dag nie. Die baie geld wat jy het is wonderlik, maar op die einde van die dag gaan dit jou dalk weghou van die Here af. Hierdie verhouding wat jy najag, dit gee dalk 'n goeie gevoel, maar daardie man of vrou gaan jou van die Here af wegtrek. Jaag hierdie dinge na, sê hy. Hy sê vir ons, jaag na die geregtigheid, met ander woorde, om reg te staan met God. Godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Jaag hierdie dinge na. Met ander woorde, dit is nie verkeerd om iets na te jag nie. Dis eenvoudig wat. En Paulus kom baie duidelik, hy gee vir ons presiese riglyne wat ons moet najag. En ons verhouding met die Here om die oorwinning te ervaar. Onthou, dis alles gaan oor die oorwinning wat ons in Christus deel. As jy hierdie oorwinning wil ervaar, moet jy sekere dinge najag. Jy moet sekere dinge los, jy moet sekere dinge najag. Praat ek met die regte mense vanoggend? Hy sê vir ons in 1 Korintiërs 14 vers 1, jaag die liefde na. En ywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Jaag die liefde na. Jaag die liefde na met alle mense. Maak dit jou fokus. Maak dit die ding waarop jy tyd spandeer. Jy weet, as ons wil suksesvol raak in 'n besigheid, dan doen ons kursusse en ons lees boeke. En ons kyk YouTube video's, want hierdie leier sê dit en daardie leier sê dit, ons wil self toerus, maar as dit kom by die verhouding met die Here, wil ons net 'n gebedjie opsê en ons dink alles moet net wonderlik wees en ons in oorwinning lewe. Nee, dis harde werk om in oorwinning te lewe. En ek en jy moet vanoggend sekere dinge najag in Christus Jesus, onder andere geregtigheid, godsaligheid, geloof, lydsaamheid, sagmoedigheid en dan liefde. Jaag die liefde na. Pursue. Dis amper soos 'n skat wat jy moet, die Bybel sê, as iemand iets gekry het, 'n skat gekry het, verkoop hy alles wat hy het, en hy jaag na daardie skat. En die Bybel sê vir ons, dat ons sekere goed najag, as kinders van die Here, om in oorwinning te kan lewe. En almal van ons wil in oorwinning lewe. Almal van ons, maak nie saak wie jy is nie. Ek weet vanoggend, jy wil in oorwinning lewe. Of dit 'n slegte gewoonte is, of dit of dat vir ander ding is, ons wil in oorwinning lewe. En die Bybel kom en hy sê, om in oorwinning te lewe, moet ek sekere dinge najag. Filippense 3 vers 14. Sê Paulus, hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel. Ek jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hy sê, ek jaag na die doel om die prys te verkry. Nou in ons kursus waarmee ons besig is, op 'n Woensdag aand praat dit oor wat dit beteken om vrug te dra. Jesus sê, ek is die wingerd, julle is die lote, ons moet vrug dra. Nou daardie vrug dra is waarna ons streef. Dit is waarna ek jaag, om daardie prys te verkry in Christus Jesus. Onthou net nou het ons gesê, in die begin, hierdie woord vir ons gesê, dat Jesus sê, ek het die wêreld oorwin, hy sê, daarom kan julle in my vrede hê. Nou as ons kom op hierdie punt kom, wat ons jaag na die doel om die prys, deel van daai prys is vrede. Deel van daai prys is vrede. Deel van daai prys is genesing. Deel van daai prys is oorvloed. En ek jaag daarna. Ek maak my fokus. Die Here praat baie met ons oor fokus die afgelope paar maande eintlik. Wat is eenvoudig net sekere goed moet los. Hy sê los wat agter is en strek uit na wat voor is. Daar's altyd 'n los iets en doen iets anders. Ek dink die rede daarvoor is ons doen, luister mooi, ons doen die regte ding maar met verkeerde goed. Ons jaag na, maar ons jaag verkeerde goed na. Nou kom Paulus net, wil ons net weer die lyn 'n bietjie reg getrek. Hy sê nee, ek weet julle jaag na, maar jaag hierdie goed na. Want dit is by einde van die dag wat jou oor die oorwinning gee, oor sonde, oor die vlees, oor die vyand ensovoorts. 1 Timoteus 5 vers 15, 1 Tessalonisense 5 vers 15, hy sê, sorg dat niemand 'n ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is. Jaag na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Jaag na wat goed is. Op 'n ander geleentheid het Paulus gekom en hy sê vir ons, hou aan om goed te doen. Nou in ons kursus het ons geleer dat om goed te doen beteken om vrug te dra.
En het ons gesien, op 'n tydjie raak ons moeg om vrug te dra, maar as ek in oorwinning wil lewe, sê die Bybel, jaag na wat goed is. Jaag na wat goed is. Want ek kan nie, luister mooi, ek kan nie goed en sleg op dieselfde tyd doen nie. Ek kan nie pere en appels op dieselfde oomblik dra nie. Daar kan nie uit dieselfde fontein vars en bitwater kom op dieselfde oomblik nie. Dit kan eenvoudig net nie gebeur nie. So as ek na jaag wat goed is, dan verdwyn sleg outomaties. Maar ek moet vanoggend najaag wat goed is. En dan Hebreërs hoofstuk 12 vers 4. Ek kan eintlik 'n hele preekie net hieruit gedoen het. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here kan sien nie. So, nou het ons, hy sê, jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Hy sê jaag om die doel op die prys te kry. Hy sê jaag na wat goed is en dan sê hy jaag die vrede na en die heiligmaking. Dis die kategorieë. Dit is wat die Bybel vir ons sê wat ons moet najag. En miskien moet jy vir jou 'n lysie hiervan maak en elke dag net fokus op een en sê, weet jy, vandag of hierdie week gaan ek dit najag. In alles, in elke omstandigheid waar ook al is, ek gaan hierdie ding najag. Ek gaan kyk hoe ek dit kan beleef, hoe ek dit in ander mense se lewe kan aktiveer, hoe ek dieper kan groei met verhouding met die Here in daardie area, maar ek jaag daarna, ek soek daarna sodat ek dit kan vind, sodat ek in oorwinning kan lewe. So eerstens sê hy vlug van, dan sê hy jaag na. Die derde ding sê hy, stry vir. Stry vir. In 1 Timoteus 6 vers 12, vir ons geleesde gedeelte sê hy, stry die goeie stryd van die geloof. Stry die goeie stryd van die geloof. Daar's sekere dinge waarvoor ek moet stry. Nou, stry in hierdie konteks beteken letterlik om voort te beklei. Ek beklei vir hierdie ding. Nou, te wie beklei ek? Ek beklei teen die vlees, ek beklei teen die vyand, ek beklei teen die wêreld, ek beklei teen die wêreldse stemme. Om hierdie ding te kan ervaar. Ek stry die goeie stryd van geloof. Nou in Kolossense 4 vers 12, hy sê, Epafras, wat een van julle is 'n diensknegt van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Hier praat dit van 'n disipel van Johannes, van Paulus in hierdie geval, en hy sê dat hierdie volgeling van my stry vir julle in gebede. Nou, as ons teruggaan na Nehemia toe, dan sê Nehemia vir die volk, hy sê, stry vir jou kinders, vir jou familie, vir jou mense, stry vir hulle. Hoe stry ek vir hulle? Ek veg op my knieë, ek stry die stryd in gebed vir my mense. En dan sê hy spesifiek hierso, hy sê dat hulle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van die Here. Hierdie jong man het homself daarin gewy om die stryd te stry in gebed, sodat Christus in mense gevorm kan word. En daarom is dit so belangrik, ek het al baie vertel, ek dink ek het al uitgedeel ook 'n paar keer, die Efesiërs en Kolossense gebede, wat ek saam gesit het, en ek iemand anders saam gesit het, wat ek net weer gekopie het, wat jy vir jouself moet bid. Dis daar waar jy stry. Die stryd word nie gestry hierso in die lig, en ons beveel die gees en daai ding, en ons bind hier en ons slaan daar. Nee, eenvoudig op jou knieë voor die Here, bid jy versekering, jy stry daar die stryd van geloof in gebed, totdat dit gestalte kry in jou lewe. 1 Timoteus 1 vers 18 sê, hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Luister weer mooi, hy sê hierso, ek vertrou dit aan jou toe, Timoteus, aangaande die profesie wat uit jou gespreek is, dat jy daaraan sal vashou en die goeie stryd kan stry. Dit spreek natuurlik van, dat as ek 'n gebed die stryd stry, moet ek die woord van die Here hê, die beloftes van die Here hê, om op te staan en aan vas te hou, terwyl ek die stryd stry, sodat ek die stryd kan stry, sodat ek die oorwinning kan behaal. Ek moet dit herhaal, want ek dink baie keer vergeet ons waarmee ons besig is. Ons is besig om te praat oor die oorwinning wat die Here wil hê, ons in hom moet ervaar. En om dit te kan doen, moet ek stry vir. Ek moet in die gebed voor die Here gaan, sy beloftes neem, en hierdie stryd in gebed stry, sodat ek dit in die openbaar kan beleef. Dan nommer 4 sê hy, gryp vas. Gryp vas. 1 Timoteus 6 vers 12, stry die goeie stryd van geloof, gryp na die ewige lewe. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afred. Gryp na die ewige lewe.
Gryp na die lewe van God in Christus Jesus. Gryp hierdie lewe vas. Gryp hierdie lewe vas. En hou dit vas. En moet dit vir niks laat gaan nie. Hou dit vas soos 'n skat wat jy vashou en wat iemand op beroof en met al jou mag en krag hou jy dit vas sodat niemand dit van jou kan wegneem nie. Die Bybel sê vir ons in Filippense 3 vers 12, Paulus sê nie dat ek dit al verkry het en volmaak is nie, maar ek jaag daarna, ons het dit daaroor gepraat, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Hy praat hier van 'n lewe van oorwinning. Hy sê wat hy gryp en wat hy praat hier van dat iemand aan hom gee. Hy sê hy gryp dit, want die Bybel sê vir ons die koninkryk van God word in besit geneem deur geweld. Ons praat hier van 'n stryd. En ons praat hier van iets wat ons moet oorwin. So ek praat hier van geweld en geloof waar ek hierdie ding moet gryp en moet vashou. Met alles wat ek het, moet ek hierdie ding vashou. Hierdie belofte van die Here moet ek vashou. Of want omstandighede gaan kom, mense gaan kom, die duiwel gaan kom en sê maar daai belofte is nie vir jou nie. Dit gaan nie vir jou werk nie. Die Here gaan nie vir jou deurkom nie, maar ek staan vas op hierdie belofte. Met alles wat ek het, vertrou ek die Here om vir my deur te kom sodat ek die oorwinning kan kry, maar ek gryp hierdie belofte vas. Hy sê hierso in Psalm is so mooi. Psalm 35 vers 2. Hy sê gryp die klein skuld en die groote. En staan op ons my op. Gryp die klein skuld en die groote. Natuurlik weet ons hier wat in Efesiërs, in Filippense, Efesiërs 6, praat hy van die wapenrusting en dan praat hy van die skild van geloof. Gryp hierdie skild van geloof en staan vas. Die vuurige pyle kom, maar staan jy vas? Hou dit vas. Staan vas. Gryp vas en moenie los nie. En dan nommer 5. So ons nou gesien, kom ons kyk dit vinnig. Ons nou gesien vlug van, jaag na, stryf vir, gryp vas en dan nommer 5, bewaar teen. Dis 'n baie belangrike een as ons praat oor oorwinning, bewaar. Hy sê in 1 Timoteus 6 vers 14 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus. Hy praat hier met Timoteus en hy sê daar's sekere dinge wat jy moet bewaar. Jy het hom vasgegryp, jy het hom nagejaag, jy het gestryf vir, maar nou moet jy dit wat jy ontvang het, moet jy bewaar. Spreuke 4 vers 23, hy sê bewaak of bewaar jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En dan sê hy hoe ons harte moet bewaar. Hy sê verwyder jou die valsheid van mond, hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Met ander woorde, let op jou spraak, let op wat jy sê, want lewe en dood is in die mag van die tong. Hy sê dat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Met ander woorde, bly gefokus op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof volgens Hebreërs. Maak die pad van jou voet gelyk en laat jou weë vas wees. Nie onbestendig soos Jakobus sê in al jou weë nie. Wyk nie links of regs daarvan af nie, hou jou voet van die boosheid en dis ook my hart bewaar. So vanoggend wil ek hê jy moet weet om in oorwinning te leef. Om die oorwinning van Christus te kan ervaar, elkeen kwalifiseer as jy in Christus is. Maar vanoggend moet ek die volgende doen. In die eerste plek moet ek vlug van. Daar's sekere dinge waarvan ek moet vlug. Dit keer my, dit potjie my, dat ek nie oorwinning kan ervaar nie. Dan moet ek sekere dinge najag, ek moet vir sekere dinge stry, ek moet sekere dinge vasgryp, en bovenal moet ek my hart bewaar. Ek moet my hart bewaar, want daaruit kom alles wat ek geestelik nodig het, kom uit my hart uit. En vanoggend sê die Here vir my en jou uit sy woord, ek wil hê jy moet in oorwinning lewe, ek wil hê jy moet my oorwinning ervaar, in elke aspek en area van jou lewe. Maar om dit te doen, moet jy sekere goed in plek kry. En dit vat moeite, en dit vat arbeid, en dit vat tyd, en dit vat ongelooflike geloof, om vanoggend hierdie goed te doen. Maar iewers moet jy dit neerskryf. Gaan lees dit weer eens vir ons in 1 Timoteus 6 vers 11 tot 14, is net daai gedeeltjie, waar Paulus hierdie goed met Timoteus bespreek. Jaag na, stryf vir, gryp vas en bewaar. Ek wil hê vanoggend baie mooi luister. Jesus het nie die oorwinning behaal sodat ek en jy nederlaag kan ervaar nie. Jesus het die wêreld oorwin sodat ons kan oorwin. En hy sê
in Johannes skryf hy sê dat die jong man het oorwin en die ou man het oorwin. So die oorwinning is my en jou deel vanoggend, maar ek en jy moet vanoggend moeite doen en ons moet die stryd stry wat voor ons is en ons vanoggend besef dat ons is in 'n oorlog, maar ons kan die oorwinning behaal want Jesus het reeds die wêreld oorwin en hy gee vir ons vanoggend die gereedskap wat nodig is. Daarmee sluit ek af. Hy gee vir ons vanoggend die gereedskap wat nodig is om ook oorwinning te kan behaal. So vanoggend, wat is vanoggend die Goliat, die krisis, die berg, die oppositie, die vyand wat vanoggend voor jou staan? Maak nie saak wat dit is, hoe dit lyk nie. Hierdie is vanoggend die manier wat jy daardie vyand oorwin. Hierdie is vanoggend die manier. Vlug van, jaag na, stry vir, gryp vas, bewaar teen. Luister, baie keer moet ons net wegvlug van die besige lewe af. Baie keer moet ons net wegvlug van die stemme rondom ons af en net vir 'n oomblik stil word. Sodat ek die stem van die Here kan hoor, sodat ek tyd met hom kan spandeer. Baie keer is dit nie 'n slegte ding waarvan ek moet wegvlug nie, baie keer is dit net besigheid wat ek moet wegvlug. Die Here het vanoggend so begeerte na 'n verhouding met my en jou. En hy wil hê moet nader kom. En daarom vra ek jou weer so mooi vanoggend asseblief, Bruce Wilkinson, what on earth is God doing in my life? Google op YouTube, gaan kyk die hele ding. Jy gaan 1 kyk, jy gaan 2 kyk, jy gaan wonder of jy dit moet verder kyk, asseblief kyk dit net verder. Kyk dit klaar, en dat die Here met jou praat. En dit is so wonderlik om vanoggend te weet dat die Here het ons so lief. En hy wil so graag 'n verhouding met ons hê, en hy wil so graag hê ons moet vrug dra, dat hy alles in sy vermoë doen om ons te help om dit te kan behaal. En daarin lê ons oorwinning. Kom ons bid saam. Vader, dankie vanoggend vir die woord. Dankie Here dat u woord vanoggend uitgaan soos 'n tweesnydende swaard en indring tussen murg en beed en siel en gees. Dankie Here dat u woord vanoggend lewe bring, dat u woord vanoggend hoop bring, dat u woord vanoggend antwoorde gee en dat u woord vanoggend vir ons oorwinning gee. Ons eer u vir die kragtige woord in Jesus naam. Amen.